Goeiedag en welkom hier by Inspireer. Ons is excited om saam met jou hier te wees vandag. Dankie dat jy inskakel. Dit is vir my lekker om jou te sien. En dankie vir al die kommentare van jou likes en jou shares. En ons is nie gesigloose gemeente nie, so as jy kommentare daar sit, ons lees dit graag. En as jy gebed ooit nodig het, moet asseblief nooit huiwer nie. Stuur vir ons 'n boodskap op Facebook of vra een van ons nommers aan. Ons wil graag saam met jou bid en saam met jou journey. Soos jy weet, of dalk nie geweet het, ons praat oor integriteit hierdie week en ons is besig om te reis deur wat die woord vir my en vir jou sê, hoe ek en jy met integriteit kan wandel. En ek dink een van die beste, dalk die moeilikste plekke, waar ons die stryd wen, is in ons gedagtes. Die Here sê vir ons moet die dinge daarbo bedink. En daar in Kolossense 3, wanneer die Here sê, ons moet nie gelykvormig word aan die wêreld nie, dan sê hy ons moet laat die Here ons gedagtes vernuwe. So met ander woorde, die manier hoe ek en jy dink aan die Here, aan myself, koninkryk, my rol, verander hoe ek leef. En ek glo dit verander ook ons integriteit. En vandag is ons daar in Filippense 4 vers 8. En dit sê verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, en alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. My vraag vir jou vandag is, waar is jou gedagtes? Die Here gee ons die vermoë, hy sê om ons gedagtes gevangene te neem en dit uit te werp. En ek wil vir jou vra, is ek en jy besig om ons gedagtes gevangene te neem en dit uit te werp? Bedink ons die dinge daarbo? Bedink ons hierdie dinge wat eerbaar en opreg en eerlik is? Of is my gedagtes te veel in die wêreld? Is my gedagtes soms te veel op my gefokus? Dis dalk nou my storie en nie jou storie nie, maar is ek die belangrikste persoon in my dag soms? Is dit waar my gedagtes is? Wat ek kan kry, hoe ek kan voel, hoe ek kan verbeter? Of is my gedagtes koninkryk gefokus? En dit gaan verander hoe ek wandel. En ek glo dat wanneer ek ek wil sê mindshift, soos die Engelse kan sê, maak, dat ek die dinge daarbo bedink, die dinge wat goed en rein en reg is, dat dit net so my integriteit beïnvloed en seker maak dat ek met meer integriteit wandel. Soms laat ons gedagtes toe om net te hardloop. En ek weet nie van jou nie, dan kry ek myself op 'n plek, dan dink ek, hoe het ek nou hier uitgekom? Hoe dink ek aan hierdie goed? Waar het hierdie gedagtes ingekom? En dit is wat gebeur wanneer ek my gedagtes net los en dit hardloop net vry soos dit wil. Maar wanneer ek en jy, ek wil sê, dink aan wat ek dink. Ek sê altyd vir mense, dink wat jy dink wat jy sê. Maar wanneer ek dink wat ek dink, wanneer ek bewus is van my eie gedagtes, my eie gedagtepatrone, dan kan ek seker maak die goed wat nie van die Here af is nie, wat inkruip, wat kom steel by my integriteit, by my menswees, by my liefde, by my getuienis. Ek kan dit uitwerp, ek kan dit weggooi uit my lewe uit. En ek kan seker maak dat ek die reguit pad stap, dat ek met integriteit wandel. So, wat dink ek en jy? Waaraan dink ek en jy? En wat bedink ek en jy elke dag? Mag ek en jy vandag, mag Here ons die krag gee om ons gedagtes net weer op hom te fokus. Mag ons die dinge daarbo bedink, wat Christus is, en nie die dinge hier op aarde nie. Mag ons gedagtes gevul wees met hom. Dit gaan ook die manier hoe ons praat verander. Wanneer ek aan hom dink, dan kla ek nie meer orals nie, maar ek sien die mooi. Wanneer ek aan Christus dink, dan is ek nie heeltyd ontevrede nie, maar ek is tevrede met dit wat ek het. Ek is vergenoegd. Ek het liefde, ek het vryheid, ek het rykdom in hom, en dit verander die manier hoe ek leef. So kom ek en jy skuif ons gedagtes vandag, en ons gaan nou bid daarvoor, dat die Here ons help deur sy gees, dat ons gedagtes weer opnuut op hom gaan vestig. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons die vermoëns het in U en deur U om ons gedagtes gevangene te neem, dit uit te werp, Here, dit wat nie van U af is nie, dit wat U nie kom verheerlik nie, Here, dit wat ons nie stig nie. Dankie, Here, dat ons tot U kan bid en U vandag vra, maak ons sterk, Here, help ons om in ons gedagtes wêreld, Here, ons weet, elke aksie begin by 'n gedagte, en is ons begeerte, Here, dat ons gedagtes rein sal wees, skoon sal wees, van U af sal wees. Ons bid, Here, dat ons gedagtes U ook sal verheerlik, nie net ons optrede, maar dat ons reeds in ons gedagtes, Here, hoe ons aan U dink, hoe ons U beleef, hoe ons U soek, Here, ook in ons gedagte wêreld, mag dit daar reeds, Here, die verskil bring. En dankie dat dit oorspoel in ons integriteit. Dankie dat ons mense van integriteit kan wees. Nie omdat ons spesiaal is nie, nie omdat ons oulik is nie, maar omdat ons Christus dien. En om bo alles kies. Ons eer U daarvoor, Here, in U naam Jesus. Amen. Dankie dat jy hierdie week saam met ons gereis het en mag jy 'n lewe van integriteit leef en wandel. En dankie dat jy hierdie boodskappe van ons so lekker help versprei. Nie net reg oor die land nie, maar reg oor die wêreld. En ons het mense van Australië af en ander plekke wat vir ons kommentaar lewer en sê hulle kyk saam.
Julle is so welkom en dankie vir daai boodskappe. Mag Here jou seën, mag jou verryk en mag hy jou laat wandel in en met integriteit. Here seën jou en jou geliefdes. Totsiens.